Dit is vandag maandag 12 Januarie. Welkom by vandag se luistermeditasie. Ons lees uit Matteus 3 vers 13 tot 17. Ons lees uit die 1983 vertaling. Met ons luistermeditasie vandag vier ons ook ons eie doop. Nooi jou om 'n bakkie water byderhand te kry, langs jou neer te sit. Kom saam met my tot rus as ek vir ons 'n kers aansteek. Die lig van Christus vir hierdie nuwe jaar. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus. Niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei en deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Amen. Met Jesus se doop deur Johannes die Doper in die Jordaanrivier bring Jesus 'n nuwe dimensie aan die verbondsteologie. Die bevestiging dat God hom in Christus aan elkeen van ons kon verbind deur die doop. Dit bly vir my aangrypend dat Jesus hom laat doop deur Johannes. Dit lei dan ook Jesus se bediening in met 'n aangrypende moment toe hy uit die water uitkom. Die Heilige Gees soos 'n duif op hom kom en dan die stem uit die hemel wat aan hom kom bevestig: jy is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ontvang die teks Matteus 3 vers 13 tot 17. Dalk is daar 'n woord of 'n sinsnede wat jou raak, laat lê dit op jou hart, maar ek wil jou ook innooi in die verhaal, in die gebeure hier by die Jordaanrivier. Probeer die mense sien, hoor, voel hoe jou voete nat raak as jy nader staan en hoor die stem uit die hemel. En dat lê alles dan vir 'n oomblik in die stilte op jou hart. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe gegaan, by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder. Hy het probeer uitkom uit hierdie storie uit deur te sê: ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. En Jesus het hom geantwoord: nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. En daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water uit gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en het die Gees van God soos 'n duif op hom neergedaal. En daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het: dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my.
Ek en 'n kollega gesels die ander dag oor hoe ons doop en hoe party dominees versigtig is met die water en net so die punte van hulle vingers nat maak. En wanneer hy doop, sê hy, is dit 'n nat spul, mense met die water kan sien. Ek wil jou vir 'n oomblik nooi om jou hand in die bakkie water by jou te steek en om dan 'n kruis op jou voorkop te maak. 'n Herinneringsmoment van jou eie doop. En hoor in jou geestes oor in jou hart hoe die Here jou naam roep en vir jou sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, jy is my geliefde kind, oor wie ek my verheug. Die doop wil jou dwars deur hierdie jaar herinner wie sin jy is. Dat jy behoort, dat jy geliefd is. Wanneer dit met jou goed gaan, maar veral ook as dit in hierdie jaar swaar met jou mag gaan. Kom ons bid saam. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, dis my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei, met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Amen.